Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou vandag wil ek met jou praat oor iets wat ons almal raak, maar min van ons regtig ondersoek en dit is fopnuus. Nou ek het vir myself die gewoonte aangeleer om dinge wat ek op Facebook of ergens anders op sosiale media lees, eers 'n klein bietjie na te gaan. Nie omdat ek alles wil wantrou nie, maar omdat ek al geleer het hoe maklik 'n mens iets kan glo net omdat dit mooi aangebied word. Dit laat my altyd dink aan daardie tannie op 'n Sondagmiddag wat vir haar kinders iets vertel en die dogter vra toe onskuldig vir haar mamma, waar hoor mamma dit? En die antwoord kom sonder twyfel en sy sê, my kind, dit is die waarheid, dit staan in die huisgenoot. Vandag is ons huisgenoot net vervang met allerlei ander dinge soos Facebook en Instagram. En ek en jy sien elke dag miljoene plasings wat netjies ontwerp is met formele prentjies. Daar's dalk logos van groot name soos CNN en Fox News. En dan dink ons, dit moet die waarheid wees. Maar partykeer is dit net 'n speelietjie. Nie almal het 'n duidelike rede nie. Party wil dalk net aandag trek of lesers trek of geld verdien daaruit. Party wil woede wakker maak. En party weet eenvoudig dat bullshit baffles brains. Hulle vat iets wat relevant of belangrik is, draai dit net effens anders om mense vrede dan absoluut so soetkoek op. En toe tref dit my, hoe anders is ons met mense? Ons sien mense raak, ons sien iets van hulle, ons hoor iets van hulle en dan glo ons dit. En dan vertel ons dit baie keer aan en verder aan vir mense as kindernuus. Maar vra ons ooit uit, is dit die volle storie? Is dit regtig wie hierdie mense is? Of is dit net 'n oomblik, 'n masker, iets op die oppervlakte of iets wat iemand versprei met hulle eie agenda? Ons kyk soms vas in logos van mense in hulle grade, hulle kwalifikasies, hulle titels, hulle rang, hulle afkoms, hulle voorkoms en ons aanvaar dis geloofwaardig. Wat doen ons ooit die moeite om werklik te kyk, om werklik te vra, om werklik mense te verstaan? Net soos met fopnuus is daar byna altyd 'n agenda, selfs wanneer 'n bekende persoon iets sê, selfs wanneer dit slim klink, selfs wanneer dit mooi verpak is. En op sosiale media sien ons dit elke dag met influencers wat 'n produk aanbeveel en sê dis ongelooflik en is lewensveranderend. Maar is dit regtig of word dit net so aangebied omdat iemand betaal word om dit te sê? Straatwys leer jou om nie alles te wantrou nie. Dis nie wat ek hier sê nie, maar om dinge met 'n knippie sout te vat. Moenie alles so soetkoek insluk nie. Doen jou huiswerk oor inligting, oor stories en oor mense. Kyk na die agtergrond, vra oor motiewe, wees bereid om stadiger te oordeel. En dan wil ek hê jy moet vandag vir 'n oombliekie ook stil staan by die mense om jou. Ken jy hulle regtig? Nie as 'n projek nie, nie as pasiënte nie, maar uit liefde. Want mense wil graag hulle autentieke self met jou deel, maar jy moet belangstel. En nie net oppervlakkig nie, met die regte motief, om te verstaan, nie om te oordeel nie. As jy so luister, so kyk, so lief het, sal jy verbaas wees hoe jou verhoudings verdiep, hoe dit groei en soveel ryker raak. Dink maar byvoorbeeld aan Jesus. Hy het nie net maskers gesien nie, hy het nie die post raak gesien van mense wat hulle opsit nie. Hy het in volmaakte liefde die mens agter die storie gaan soek. En juist daarom kon hy mense in sy binnekring intrek, nie oor hoe hulle gelyk het nie, of wat hulle geweet het nie, maar oor wie hulle werklik was, die mens agter die storie. So Straatwys vra vandag net dit, wees versigtig vir fopnuus, wees versigtig vir maskers, maar wees nog meer versigtig om mense oppervlakkig te lees, want waarheid skep diepte, maar dit moet gesoek word en ontdek word met liefde. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mooi loop.